Geliefdes, ons word stil voor die Here. Na die openlike verklaring en die hoping sal ons sing tot sy lof, Psalm 110, daarvan die tweede vers. Kom ons verklaar eers openlik ons afhanklikheid en ons gerigtheid in die Here wie se naam ons bely. Ek slaan my oë op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp wees. My hulp is die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, liefde en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragvolle inwerking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons lofsing die Here, Psalm 10 vers 3 en daarna bly ons saam ons geloof. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle antwoord, party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete. Maar julle het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. Gelukkig is jy Simon Bar-Jona, het Jesus vir hom gesê. Want dit is nie 'n mens wat aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Veral hierdie belydenis, broeders en susters, U is die Christus,
die Seun van die lewende God. Wat ons dan ook uitgebrei vind in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelyk onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy wat al die angste van die hel tot die dood toe gelei het, op die derde dag opgestaan het in die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader, waarvan hy sal kom te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Liefdes, ons luister nou by die nodige eerbied na die Here se wet, soos ons Here Jesus dit saamvat. In Matteus 22 en antwoord op die groot vraag, wat is die grootste gebod in die Bybel? Toe die Here Jesus hoor dat Jesus die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het hy by mekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag oor die vaste. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Voorsitter, kom ons antwoord op die Here se wet deur te sing. Skrifgedeelte in 12:6 vers 2, 3 en 4. Daarna bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, dierbare God, ewige Hemelkoning, ons loof en prys U heilige naam, waar ons so salig wees. Hier waar U deur die Heilige Gees ons saamtrek, om as een geloofsgemeenskap voor U te buig en aanbid, om hier openlik te verklaar en te bely dat U alleen die enigste ware God is, en dat U alleen aanbiddingswaardig is. Vir geen ander God, o Here, sal ons die offers bring. Alleen U is ons koning en ons verlosser. Alleen U is die skepper en die onderhouer van alle dinge.
En daarom wil ons dit ook vanoggend sing en bely en bid. As 'n kragtige getuienis teenoor mekaar, maar ook teenoor die wêreld. U is die bron. U is die fontein van alle lewe, van alles wat goed is. U is die lewe self. En U die lewe aan ons geskenk in U Seun Jesus Christus, toe hy ons uitverkies en geroep het, tot 'n persoonlike en intieme verhouding met U, ons Vader wat in die hemel is. En daarom wil ons op hierdie dag, o Vader, van groot fees gebeure, waar ons oor die 500 jaar van kerkwees in die hervorming gedenk, wil ons opnuut weer verklaar uit geloof alleen, uit genade alleen, in Jesus Christus alleen, alleen tot eer van die heilige naam, en alleen die heilige woord, is die fondamentstene van ons kosbare belydenis en geloof. Dankie dat U die Heilige Gees aan ons skenk, om in ons te werk die onverliesbare, kosbare Christelike geloof, om met oortuiging te mag sê, Jesus Christus is Here, gekruisig, gesterf, begrawe, hy het opgestaan en opgevaar, waar hy in vlekkelose wit, hemelse heerlikheid op die troon sit. Ons wil van prys hier, ons Vader, dat ons U mag ken, U mag vertrou met ons hele lewe. Mag weet dat soos 'n aardse Vader ontferm oor sy kinders, soveel meer ontferm U oor hulle wat U dien en vrees. U verwyder al ons oortredinge en ons sondes in Jesus Christus. U het ons skoon gewas in sy kosbare bloed. U het deur die Heilige Gees aan ons die lewe, ook die ewige lewe geskenk. Ons tot hierdie nuwe lewe laat opstaan, sodat ons nou alreeds as verloste mense met dankbare harte kan leef tot U verheerliking. En daarom is dit ons gebed, o Vader, dat vanoggend se erediens waarlik sal wees 'n diens tot U eer, waar ons U naam sal uitroep, en waar ons U koninkryk sal bevorm. Wil U deur die Heilige Gees in ons werk, wanneer ons na U woord luister, sodat ons daarop sal reageer, in gehoorsaamheid sal buig voor die heilige wil, en sal doen wat U vra, sodat almal sal sien, en ons lewe ook dit sal hoor, dat ons Christen is, dat ons die eretitel Christen waardig is, omdat ons navolgers is van ons herder koning, verlosser Here, Jesus Christus. O Vader, wil U genade aan ons sondeskuld vergewe, dit pleit ons in sy naam, die enigste naam waar daar lewe is, die enigste naam waar daar verlossing en vryspraak is, Christus Jesus, U Seun. Amen. Wees ons sing nou Psalm 2, daarvan die 4de vers, waar ons ook weer getuig van die Here Jesus Christus se koningskap, en ek, die vors, so hoog in mag en eer, sal Gods besluit die wêreld oor laat klik. Ek self, sê God, het U gegenereer, U is my seun, uit wie my beeldnis blink. Spreek dan U eis, ek skep dit U gewis, en dat U troon vir ewig vas mag bly. Gee ek die volke tot die erfenis, en wêreldwyders tot U heerskappy. Psalm 2, daarvan die 4de vers. Oh
Geliefde gemeente, die Here se woord is lewenskragtig, selfs lewe in die doodgebied. Sy woord is skerper as enige tweesnydende swaard, wat deur alles dring. Mag God deur hierdie swaard van die Gees ook vanoggend diep insny in ons eie hart en lewe. En mag God die voorlesing, maar ook die prediking van sy woord sien. Ons skriflesing vanoggend, Handelinge hoofstuk 9, vanaf vers 19. Skriflesing in die 83 vertaling. Saulus het 'n paar dae daar by die gelowiges in Damaskus gebly en dadelik in die sinagoges begin verkondig dat Jesus Christus die Seun van God is. Almal wat dit gehoor het, was verbaas en het gesê, is dit nie die man wat in Jerusalem die mense wat hierdie naam aanroep wou uitroei? En het hy nie ook hierheen gekom om hulle gevange te neem en voor die priesterhoofde te bring nie? Maar Saulus het al hoe kragtiger gepreek en die Jode wat in Damaskus woon in die war gebring deur te bewys dat Jesus die Christus is. Na verloop van tyd het die Jode saamgesweer om Saulus te vermoor, maar hy het van hulle plan te hore gekom. Dag en nag was hulle by die stadse poorte op die uitkyk om hom dood te maak. Maar sy medegelowiges het hom een dag geneem en in 'n mandjie laat afsak deur die opening in 'n stadsmuur. Saulus het na Jerusalem toe gegaan en hulle geprobeer om daar by die volgelinge van Jesus aan te sluit, maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie kon glo dat hy 'n volgeling van Jesus is. Barnabas het hom egter oor Saulus ontferm en hom na die apostels toe gebring. Hy het vir hulle vertel hoe Saulus op die pad die Here gesien het en dat die Here met hom gepraat het en hoe hy in Damaskus openlik in die naam van Jesus gepreek het. Saulus het oral in Jerusalem saam met hulle rondgegaan en openlik in die naam van die Here gepreek. Hy het ook met die Grieksprekende Jode gepraat en met hulle geredeneer, maar hulle het hom probeer verhoor. Toe die gelowiges dit agterkom, het hulle hom na Caesarea toegeneem en hom daarvandaan na Tarsus toe weggestuur. In die hele Judea, Galilea en Samaria het die kerk 'n tyd van rus en vrede beleef. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here geleef. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk en die lede dan het toegeneem. Tot sover geliefdes ons skriflesing, ons teksverse, ons neem vers 19, 22 en 28. Saulus het 'n paar dae by die gelowiges in Damaskus gebly. Saulus het al hoe kragtiger gepreek en die Jode wat in Damaskus woon in die war gebring deur te bewys dat Jesus die Christus is. Ook vers 28. Saulus het oral in Jerusalem saam met hulle rondgegaan en openlik in die naam van die Here gepreek. Broeders en susters, met hervorming is dit al heel gepas en dan ook heel nodig dat ons vanoggend se preek formuleer in 'n vraag, 'n baie persoonlike vraag wat gerig is op elkeen van ons waarop ons moet antwoord en waar ons nie kan verbykom. Is jy 'n Christen? Paulus se status en Paulus se identiteit as 'n disipel van Jesus, as 'n navolger van die Here, was behoorlik in die spervuur. Want dit was amper te goed om waar te wees. Stel jouself net voor, hierdie Saulus, 'n verkondiger van die kruis, 'n disipel van Jesus, die einste Saulus wat die Here se kerk ten dood toe vervolg het. Hierdie Saulus wat nie net in Jerusalem, maar selfs nou verder gaan tot in Damaskus om daar gelowiges te jag en te laat opsluit. Hy 'n navolger van die Here. Dit kan nie wees nie. Gister was hy nog 'n vuurvreter, fariseer, 'n kampvegter vir die enge Joodse geloof. En nou vandag preek hy in die naam van die Here. Jy sien geliefdes, duidelik het Paulus se reputasie hom vooruitgeloop en het sy verlede hom ingehaal. Die mense was agterdochtig. Het dit al met jou gebeur? Het al met jou gebeur dat iemand
toe hulle hoor jy is 'n Christen, daaroor gewonder. Is jou identiteit as 'n navolger en disipel van Jesus Christus al ooit in twyfel getrek? Of kom ons formuleer die vraag 'n bietjie anders, geliefdes. Sou jy sê jy is 'n godsdienstige mens, of sou jy jouself eerder wou beskryf as 'n Christen? Jy sien, daar's 'n wesenlike verskil tussen godsdienstig wees, godsdienstbedryf aan die een kant, en die ander kant, werklike, deurleefde, oortuigde Christen te wees. Eintlik is dit moeilik om godsdienst behoorlik te definieer of raak te beskryf. Want onthou, godsdienst is mensgemaak. Deur die mens, vir die mens. En daarom is daar so wye verskeidenheid, 'n hele mengelmoes van kerke en tradisies en gelowe en oortuigings en praktyke, en almal probeer om 'n sondaar mens, 'n swakke wêreldse mens in kontak te bring, in die regte verhouding te stel met die een of ander goddelike opperwese. Baie interessant, in die wêreld waar ons leef vandag, broers en susters, is daar 'n geraamde 10.000 verskillende geloofsoortuigings. En daarom verstaan ons wat Johannes Stolfyn, een van ons hervormers, gesê het en bedoel het toe hy gesê het, die menslike hart is 'n fabriek vir afgode. Godsdienst is relatief, want vir die een beteken godsdienst dit en vir die ander een dat. Wat bedoel jy nou werklik as jy van godsdienst praat? Want dadelik ontstaan die vraag, van watter geloof praat jy? En wie is nou eintlik presies die God wat jy aanbid en vereer? Vandag sê die wêreld, godsdienst is wat jy mens daarvan maak. Jy sien, om te sê jy is godsdienstig, sê jy eintlik veel nie, want jy kan vandag glo net waar jy wil. Glo net in wie jy wil, sodat dit net vir jou werk, en jy tevrede en gemaklik daarmee is, en ons gaan mekaar nie die vinger wys en veroordeel. Want alle paaie lei ons uiteindelik na Rome. Of jy na die Ou Testamentiese verbod, ons God Jahwe aanbid, of net die Nuwe Testament, of Allah, of Mohammed, of Boeddha, wie ook al, maak die saak nie. Ons almal kom tog uiteindelik in die hemel, of in Nirvana, of in die hiernamaals, of die paradys, wat jy ook al noem. Onlangs 'n statistiek het aangetoon dat 80% Suid-Afrikaners identifiseer met die Christen geloof. En daarom sal my vraag oor is die getal werklik so hoog, die persentasie? Is daar werklik so baie Christene daar buite? En as ek my dagblad oopvou, op sosiale media kyk, televisie aanskakel vir die daaglikse nuusgebeure, dan vra ek die vraag, is daar werklik so baie Christene daar buite? En as daar so baie Christene is, waar is hulle? Want ons sien ook nie Sondag in die kerk nie. En sou ons wêreld werklik so gelyk, soos hy tans lyk, is almal werklik Christene was. Broers, as hy die eretitel Christen, dan so afgewater, vervlou, so goedkoop geword. As jy sê, jy maak deel uit van die 80%, my broers, wat sou jy sê, maak jou anders, laat jou uitstaan, identifiseer jou as 'n Christen. Goed, jy kan sê, ek kom kerk toe. Maar my broers, Christenskap behels veel meer as bloot net 'n sitplek op Sondag in die kerkbank. Wat van Maandag tot Saterdag? Jy kan sê, ek glo in Jesus. Goed. Maar wat glo jy van Jesus? Want daar is baie Jesusse daar buite wat aanbid word. Daar is 'n baie misverstand oor wie Jesus werklik is. Party sê hy was nie 'n goeie mens, 'n goeie voorbeeld, 'n ou Joodse rabbi. En sê, so dit saam gelees Matteus 16, Johannes die Doper, Elia, een van die profete. Vandag hoor ons, hy het nie werklik uit die dood uit opgestaan nie, hy is nie werklik uit die maagd gebore nie, hy het nie werklik wonderwerke gedoen nie. Wie is die Jesus wat jy aanbid? Aanbid jy die ware Jesus Christus,
soos wat hy homself in die Bybel aan jou openbaar. Dis 'n belangrike vraag, broer en suster, want Jakobus sê, Jesus se broer, glo jy dat daar net een God is? Dis reg. Die bose geeste glo dit ook, en hulle sidder van angs. Selfs die duiwel weet wie Jesus is, wie God is. Jy kan sê, goed, ek is 'n Christen, omdat ek sekere Bybelse beginsels naleef. Ek leef daarom volgens Bybelse standaarde en die Here se voorskrifte en wette. Nou die vraag, broer en suster, wat is daardie voorskrifte? Leef jy volgens almal, Ou en Nuwe Testament, of verwerp jy dalk een van die twee? Luister jy na al God se 10 gebooie, of is daar seker wat vir jou belangriker of meer waarde het as ander? Wat bedoel jy? Jy kan sê, ek probeer lewe soos Jesus. Hy is vir my 'n goeie voorbeeld wat ek wil navolg, om meer en meer soos hy te word. Slegte nuus. Alle mense is sondaars. Alle mense is op sigself van hulle eie probleem vasgevang. Skiet so ver te pad. Niemand is volmaak nie. Saam Paulus wat ek sê, ek is die elendigste van alle mense, die grootste van alle sondaars. Want juist daarom as jy Jesus na hierdie wêreld toe kom in die volheid van die tyd, as verlosser om te kom red. Jy sien, geliefdes, om 'n Christen te wees behels veel meer as bloot net om te sê, ek is een. Behels veel meer as om net godsdienstig te wees. Of godsdienst te bedryf. Ons Here Jesus het self hieroor gepreek. Hy sê in Matteus 7 vers 24 en verder, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in die naam gepreek nie? Het ons nie deur die naam bose geeste uitgedryf en deur die naam baie wonders gedoen nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wil en die wet van die Vader oortree. Jesus se eie woord. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die Vader ingaan nie. Net hy wat die wil van my Vader doen. Ek moet dit weer beklemtoon, net hy wat die wil van my Vader doen, sal gered. Wat beteken dit? Wat is die wil van die Vader dan? My broers en susters, Saulus het gedink hy doen die wil van die Vader. Saulus was 'n baie godsdienstige mens. Hy was fanaties oor sy geloof, 'n teoloog met uitnemendheid, 'n man van oortuiging. Hy het godsdienst verstaan. Die probleem was nie, sy fokus was verkeerd. Al sy godsdienstigheid en sy teologiese geleerdheid het hom blind gemaak. Blind gemaak vir die waarheid, blind gemaak vir die kruis, blind gemaak vir Jesus Christus. Saulus se geloof en sy godsdienst was vals. Saulus was verloor. Maar toe ontmoet hy op daardie Damaskuspad, broer en suster, die opgestane Hemelkoning, die verlosser van die wêreld, Jesus Christus, die een wie hy nog die hele tyd vervolg het. En daardie ontmoeting het sy hele lewe, sy visie, sy fokus, handomkeer verander. Tydens daardie ontmoeting het God die Heilige Gees van hom 'n totaal en al nuwe mens gemaak, hom radikaal getransformeer. Hierdie godsdienstige fanatiese ywerraar Saulus, ook sy naam word selfs verander, word 'n Paulus, 'n navolger van Jesus Christus, 'n disipel van die Here, 'n apostel onder die heidene, 'n ware kind van die Vader. Jy sien, geliefdes, Handelinge 9, hierdie Damaskus gebeure, Paulus se bekering, die kragtige koninklike ingryping van Jesus Christus, bied vir ons 'n beskrywing. Gee vir ons 'n definisie van wat ware Christendom behels. Van wat dit beteken om waarlik 'n navolger van hierdie koning, Jesus Christus, seun van God te wees. En ons sien die reaksie van Paulus van jou van daardie oomblik af.
het hy begin om openlik, onbevreesd, onbeskaamd, Jesus Christus te bely en sy naam te verkondig, waar hy ook al gegaan het. Het hy soos 'n Christen, as 'n Christen begin leef. Dink jy dit sal 'n blye dag wees as die 80% in ons land wat sê dat hulle Christen is, ook werklik so gaan lewe en ons in mekaar se lewe kan sien? Wat is die kenmerke van 'n Christen? In ons teksvers word die kentekens van 'n disipel van Jesus Christus uitgestipel. En as jy dan die toets wil aanlei en self weet of ek 'n Christen is en of iemand anders 'n Christen is, kyk net hierna. En daar is 4. Daar is dalk ook baie meer. Ons fokus ons teks net op 4. Die eerste kenteken, broers en susters, van 'n ware Christen is wedergeboorte. Dit is die wegspringpunt, dit is die fontein, die oorsprong waar alles begin. Wedergeboorte. Onthou nog weer Jesus se woord aan Nikodemus in Johannes 3, waar hy vir hom sê, op sy vraag, Here, wat moet ek doen om gered te word? Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien. Ja, aanvanklik, soos baie van ons het Nikodemus deur Jesus se woorde nie mooi verstaan. En daarom vra hy, Here, maar hoe kan 'n mens gebore word as hy 'n ou man is? Hy kan tog nie vir 'n tweede keer in die moeder se skoot kom en gebore word. Nou verduidelik hy, Nikodemus, julle moet uit die Gees gebore word. Jy, Nikodemus, moet 'n splinternuwe mens word, dat die ou sondige mens moet afsterf, doodgaan, en 'n nuwe, 'n beter, 'n veranderde mens moet opstaan. Dit is alweer die werk van God, die Heilige Gees. Dit is 'n eenmalige, buitengewone, bonatuurlike, onbeskryflike, heerlike genadedaad van God. Wat hy in jou lewe doen, ons doen dit ook wortelbekering. Jou wortel word daar afgesny. Johannes 15, jy word ingeplant en ingeënt op die enigste wortel, Jesus Christus. Die tweede kenmerk, broers en susters, van wat dit beteken om 'n Christen te wees, is bekering. Dat die omdraai, dat die omkeer, dat die terugkeer, 'n wegdraai van jouself en jou ou lewe, die sondig bestaan, terug na God, terug na Jesus Christus. En hierdie terugkeer, hierdie omkeer, hierdie reformeer, behels geloof, wat ook die Heilige Gees gee. En hierdie geloof wat die Heilige Gees ons gee, is as ware die arms en die hande, waarmee ons al die welware wat Jesus Christus vir ons verwerf, ontvang, vasgryp en onsself toe-eien, met 'n dankbaar. En hiervan skryf Paulus later in sy brief aan die gemeente in Efesiërs 2, deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Julle is inderdaad uit geloof gered, deur geloof, uit genade. Hierdie redding kom nie uit jouself. Dit is 'n gawe van God. Hoor mooi, dit is 'n gawe, 'n geskenk, gratis verniet, wat God aan sy kinders gee. Hy verlos ons deur sy seun. En hierdie verlossing behels vryspraak. Dis 'n geskenk. En dit beteken, hy sê vir my, dis iets wat ek verdien, dis iets waarvoor ek werk nie, dis as gevolg my goeie lewe of my goeie werke nie. Maar Christus alleen. Hoor jy, die slagspreuke van die reformatie, deur geloof alleen, uit genade alleen, in Jesus Christus alleen. Alleen God se woord en alles eer van God die Here. Dit is wat vir ons gereformeerde protestante kerk maak.
terug na hierdie basiese grondwaarhede. Saulus se lewe, en dit sien ons in ons teks het so 180 handomkeer gemaak. 'n Fokus eers op homself en eie belang word radikaal getransformeer om net op Christus ingestel te wees. Want al waarvoor Paulus nou heel duidelik kan praat en oor kan preek, is Jezus. Jezus, die verlosser, die opgestane Here, die koning van die wêreld. Jezus, aan die regterhand van sy Vader sit en weer kom om te oordeel as regter. Sou ons nog nie meer net vir homself geleef nie, maar nou stel hy sy hele lewe in diens van sy koning. Plaas hy homself as daar die lewende, heilige offer wat vir God welgevaardig is. Paulus se lewe was ons. Om te lewe is vir my Christus. En om te sterwe is vir my 'n wins. Hoeveel keer sê hy, ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat as vir Jesus Christus en as oor hom as die gekruisigde. Ek broers, het in jou lewe al so 180 grade omkeer gemaak. Word jou lewe as Christen, jou identiteit as navolger van die Here gekenmerk deur hierdie daaglikse bekering, maar die voortdurende sigte en begeerte en smeking en gebed, Here verander my. Maak vir my 'n beter, 'n nuwe mens. Help my om die sonde in my lewe te sien, dit te haat, daarvan te vlug. Here, vandag weer het ek so hard probeer, in hierdie week wat verby is, maar elke keer geval, gestruikel, nie net in een, maar in al die gebooie swaar gesonde. Vergewe my. Want bekering, broers en susters, behels ware verootmoediging en opregte hart wat bely, Here, U moet my help. Matteus 4 vers 17 hoor ons die Here Jesus se heel eerste preek. Luister waaroor preek hy? Hieroor, oor bekering. Van toe af het Jesus begin preek en hy het gesê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. En as Christen, broers en susters, moet ek en jy hierop reageer. Ek en jy moet werklik 'n mens van bekering wees. Want in Jesus Christus het die koninkryk van God nie net naby gekom nie, maar die kragtig deurgebreek. En as hy dag vir dag aan die weerkom. Die derde kenmerk van 'n ware Christen is dat hy Jesus as die Seun van God bely en verkondig. Die derde kenmerk, broers, van 'n Christen is getuienis. Jesus is soveel meer as net 'n goeie voorbeeld, of 'n belangrike historiese figuur, of 'n goeie mens, of 'n goeie leermeester, as ook net 'n mooi voorbeeld om na te volg. Jesus Christus, en ons het daarvan gesing, broer en suster, Psalm 10 en Psalm 2, is die Seun van God. Hy is die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid. Jesus Christus is God in die vlees wat na hierdie wêreld toe gekom het. Hy is die Messias. Hy is die verlosser. Hy is die Here. En hy het jou en my kom ruk in die magsgreep van Satan. Kom bevry van die sonde. En ons kom red van die ewige dood. En omdat hy ons verlosser en ons koning is, verwag eis hy van ons om lief te hê en homself gee en al aan hom te onderwerp aan sy goddelike woord en wil en aan sy gesag en koninklike heerskappy. Hy is koning, hy is Here, hy is verlosser, maar ek en jy moet kan sê, hy is my koning. Hy is Rabboni, my Here. Hy is my verlosser, persoonlik. Dat ons kan praat soos wat Martha gepraat het, en wat soos Dawid gepraat het, en Petrus gepraat het. Hy is ook dit van my. Geliefdes, is dit jou belydenis? Kan jy met 'n gewisse kennis en 'n vaste vertroue verklaar dat Jesus die Seun van God is? Dis 'n belangrike vraag, want ons antwoord hierop het jy self gehoor, die Here Jesus sê, het ewigheidswaarde.
geseënd is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En op hierdie belydenis, op hierdie rots, Petrus, sal ek my kerk bou. En wat staan op daardie hoeksteen van hierdie gebou, van hierdie kerk, van hierdie gemeente? Hierdie waarheid is 'n waarheid wat ewig sal bly staan. Op hierdie fundament is die Here se kerk gebou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Saulus het eers hierdie waarheid, hierdie rotsbelydenis, hierdie fundament credo verloor. En hy het mense probeer oorhaal en so ver probeer dwing om dieselfde te doen, om Jesus Christus te verwerp. Maar die Heilige Gees het ingegryp en verander. Kyk na vers 20 as jy die bewys wil sien. En dadelik het hy die sinagoges begin verkondig dat Jezus die Seun van God is. Nou my broer en suster, jy vertrek aan vandag in ons roeping, dit behels nie letterlik dat jy in 'n sinagoge moet ingaan of op 'n preekstoel moet kom klim en oppreek nie. Dis my ding. Maar jy moet getuienis lewe. Daar waar jy is in die skool en by die huis en by die werk en daar waar jy ook al beweeg in die gemeenskap waar jy leef. Moet mense kan hoor en mense kan sien, Jesus Christus is ook jou koning. Heer Jesus, laat opteken in Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Geliefdes, in die vierde en in die laaste plek, 'n Christen moet werklik die bewys lewe dat hy verlos en vrygespreek is. 'n Christen moet leef as 'n blye, 'n verloste mens. En ons sien dit in die evangelies, waar die Here Jesus Christus aan mense se lewens inkom en hulle omstandighede verander en verbeter. Waar Jan en Agnes waren met mekaar in kontak kom, daar waar Jesus was, sien ons die mense wat hy bevry en genees het, oor hulle huppel en dans en sing en juig, vooruithand en sê, Jesus is hier. Agter hom aanloop en sê, hy is die Here. Hy het ons lewe gered. Hy is 'n verlosser. En ons moet daarvoor dankbaar wees. Dankbaarheid, my broers en susters, is die vrug van ons verlossing. Dankbaarheid is altyd sigbaar en duidelik. Die mense moet kan sien en kan hoor in jou lewe. En dankbaarheid moet bevestig word in woord en daad. Kyk na Paulus. Vers 22. Maar Saulus het al hoe kragtiger gepreek en die Jode wat in Damaskus woon in die war gebring deur te bewys dat Jesus die Christus is. In woord? Ja, onthou weer, Paulus was 'n geleerde. Hy het aan die voete van die bekende beroemde Rabbi Gamaliel gesit. Hy was 'n top teoloog, eerste in sy klas. Hy het die Ou Testament so geken. Hy het geweet van al die beloftes oor die Messias wat sou kom. En daarom het God hom as ware ook voorberei om nou hierdie werk te kan doen, om die Ou Testament te vat, met al die stippellyne, vir al die beloftes, wat nou in Christus tot vervulling kom, uit te lê te verklaar, en sê, jy ken die Bybel, die Ou Testament, maar kyk saam met my, hier is die bewys, Jesus is die Here. Oor die 600 sulke beloftes in hom verval, uit die Ou Testament. Die Saulus kon dit daarop wys, dit het die mense in die war gebring. Hoe soos maar nie net met woord, nie net met prediking nie, maar ook met sy lewe, met daad, het Paulus gewys dat hy verlos is, dat hy Jesus ken, dat hy 'n Christen is. Sy hele lewe het verander, en almal kon dit sien. Luister net na die persoonlike getuienis van 'n man met die naam Barnabas. En ons ken van Barnabas, hy was 'n geloofwaardige getuie. Toe hy sien dat die mense nie wou glo, Saulus tot bekering gekom het en dat hy 'n Christen is nie, het hom oor hom ontferm om jammer gekry. En Saulus het die apostel toegevat en gesê, ek kan getuig. Die man is 'n disipel van die Here. Hy is waarlik 'n Christen. Vers 27, Barnabas het vir die apostels vertel hoe Saulus op die pad die Here gesien het en dat die Here met hom gepraat het. En hoe hy in Damaskus openlik in die naam van Jesus gepreek het.
wil afsluit met hierdie vraag, broers en susters, het jy so 'n Barnabas in jou lewe? Of Barnabas wat vir jou sal opstaan en vir jou sal getuig en sal sê, hy op sy is 'n Christen. Ja. Ek kan daarvan getuig, ek kan dit openlik verklaar, ek is nie skaam nie. Kan die mense sê, jy's 'n Christen. Hierdie 4 kentekens van 'n Christen, geliefdes: wedergeboorte, bekering, getuienis en 'n dankbare, verloste lewenswyse definieer wie jy is. En wys ook die waterdigte skeiding tussen wat dit behels om bloot net godsdienstig te wees, maar behels om 'n Christen, disipel te wees. Hierdie is die kenteken sigbaar in jou en in my lewe. Om bloot net godsdienstig te wees, is nie die wil van die Vader. Om 'n Christen te wees, wel. As jy 'n Christen is, broer en suster, wees dan nie. Gaan hier uit, gaan hierdie week in, en gaan na die lig wat God in jou laat skyn uitkaats, so ander kan hoor en kan sien en ervaar. Kom ek en jy gaan hier uit, en verkondig Jesus Christus as verlosser en Heer en Koning. Dan is ons die erenaam Christen gesalfde van hom wat my gestuur het. Amen. Kom ons sing bid saam, geliefdes, die Onse Vader.
harte tot God, van die Here se seën en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, in ons Here Jesus Christus, en deur die Heilige Gees,